gevra dat hulle daar besig is om te bou. En ek wil 'n gedig aan julle voordra wat ek gewoonlik hierdie tyd van die jaar doen. Dit is baie lekker. In Engels, vir julle Afrikaanse mense, die wat nie verstaan nie, Derek, ons kan vir jou kwaliteit net translate. Dit is baie fantastiese gedig wat ons gewoonlik hierdie tyd van die jaar doen, die kruising van Jesus. En die digkuns is opgevat met Jesus wat praat met ons. My father sent me here through a virgin's womb, the intimate project of the master architect. By his hands I was personally groomed. And the night of my birth, 3 kings brought gifts to my home, and the brightest star in the sky is known as my birthstone. I was born to be great. Yes. A bright future but a dark fate. I'm the light of the world, I'm loved, but the dark hearts of men harbor hate. And the church and state send their soldiers to come and get me, betrayed by the same people sitting at the table with me. Haters. There's a real popular picture of me out there having dinner with a dozen of them. I love Peter like a plain cousin. I told Peter that night, Peter, before the cock crows, you will deny me thrice. The next thing I knew, that chicken must have crowed. Roman soldiers over my shoulder, let's get the show on the road. I told them, I keep thinking to myself, man, what's wrong with this dude? I'm the same one that fed 5,000 a multitude with 2 fish and 5 loaves. I'm the original Hove, and I don't need Don Perignon, Cristal, and Moet to shine. My daddy makes it rain, I can turn the water into wine. But you stand here with your soldiers with ill intent. I can call on 12 legions of angels to deliver me from this nonsense, but yet it's not my will, but God, your will. And on that note, let these men go. I'm the one you want to kill. I could have stopped you with my one-liners like peace, be still. But I'm the Prince of Peace, and I'll be the Prince of Peace forevermore. This is my walk. This is what I came here for. Not even Satan could get me with his temptations. I passed all of his tests. I'm not enslaved by the limitations of the flesh. A fisher of men. Tell the fishermen to cast their nets. The deeper the water gets, the deeper the art. To deepen my relationship with God. Deep is my faith. Deeper than your hate. Deeper than any crown of thorns can ever penetrate. And if you want an example of how deep, let me demonstrate. I walked on water. I withered a fig tree. Told the mountains to be taken up and cast into the sea. Nothing is impossible when I pray. I command the winds and the water, and even they obey. Just another day in the office, God's business, and I take the family business serious. On my off days, I cast out demons and unclean spirits. I am the great I am, the Lamb of God, the wonderful morning star in the midst of madness. The wonderful counselor, divine advocate, going as Lazarus. I am the resurrection, the one they crucified, but he who believes and lives in me will never die. That's God's promise. I am the guarantor. This is my walk. This is what I came here for. Continue with your sticks and stone. Continue with your lashes. We will triumph. We will rise from the ashes. I heal the mute. I heal the blindness. You kill me with hate. I will kill you with kindness. You are looking at heaven's finest, the rock, the Alpha and the Omega, and this is why I'm hot. And I take my cross to Calvary for this world and its sins. Tell Mary not to weep. This is not how the story ends. Tell Mary not to weep. Tell Martha not to moan. In 3 days, roll back the stone. I'm gone. Amen. Leon, baie dankie. Ons waardeer dit so pragtig. Ons kan nie genoeg van Jesus vertel nie. Daar is altyd nuwe lewe. Daar is 'n liedjie wat sê meer omtrent Jesus. En dis wat ons wil hê, meer van hom en minder van ons. Maandagmôre terwyl ek bid, kom 'n sinsnede by my op. 'n sinsnede wat my ver laat terugdink het. Terwille van, terwyl ek bid, kom net die woorde terwille van by my op. En ek dink so klompie jare terug toe ons nog studente was. Nou is ons bietjie huis toe, op Theologiese College en is ons vakansie gehad en toe ons terugkom toe, elke ou vertel nou so bietjie van hulle vakansie, wat hulle gedoen het, waar hulle gekuier het, of hulle by die see was, of wat ook al.
Maar die een ouetjie is doodstil, hy sit met 'n kop onderste bo. En toe sy by haar kom om iets te sê toe, sy baie bewoe, hy sê, nee, dit was nie 'n lekker vakansie, dit was baie hartseer. Toe hy nou van die college af kom en sy suster van die universiteit af, toe roep die ouers hulle en sê, hoorie, ons het iets om vir julle te sê. Ons huwelik is op die rotsaal vir baie jare. En altyd as julle koshuis toe gegaan het, want hulle het op 'n groot plaas in die Noord-Kaap gebly. Hy sê dan het ons maar apart geleef, maar as julle naweek huis toe kom, het ons ter wille van julle. Maar voorgehou asof die huwelik bestaan en ons het dit vir julle so lekker as moontlik gemaak, maar julle is nou groot, julle is nou uit die huis uit, julle is op julle eie. Nou gaan ons ter wille van onsself leef. Ons het by mekaar gebly vir al die jare, wat ons eintlik van mekaar geskei was, ter wille van die kinders. En dit het my so hard geruk dat iemand 'n prys so lank betaal, die ouers wat 'n offer bring, hulle besluit het jy mekaar geraak, maar ter wille van die kinders het hulle dit gedoen om vir die kinders 'n huis te skep waar hulle veilig kon voel as hulle huis toe kom. Dit het my diep getref en dis baie maal wat as jy vir ouers vra, hoekom doen julle dit, as hulle nee, dis ter wille van die kinders. Ek dink julle het dit ook al gesê as julle kinders gehad het. Ons het dit of dit gedoen ter wille van ander, net. Of jy sal 'n ou sê, jong, hoekom vat jy dit? Hoekom laat jy toe dat hy of sy so met jou praat? En sê hulle, ag man, ter wille van vrede. Ter wille van vrede. Dis nie so erg, ons sal maar stil bly of jy weet, ter wille van die liefde. En nou ja, daar was 'n tyd lank wat ons kerk, ek sien nou nie verbore een van hulle hierso nie, maar in ons kerk in daai jare was daar groot debat, ek praat toe van die vroeë 70er jare, was daar groot debat oor, moet vrouens hoede dra of nie. Dit was nou 'n groot debatpunt geweest, julle wat nou 'n bietjie ouer sal weet van hoede. Die vrouens het oulik gelyk as die hoed, die handskoene en die skoene, die handskoentjies, alles het by mekaar gepas. En as ons konferensie toe gegaan het, dan ons die karavaan, 'n groot deel van die karavaan was opgeneem met die hoede vir die konferensie. Dit was 'n hele ding. En dan nou het ek assistent pastore gekry, dan kom hulle by my. Nou die hoede nou al so begin uitbeweeg. Dan roep ek die assistent en sy vrou en sê, jong, in die gemeente is die baie ou tannies nog, wat hoede dra. Ja, maar ons het nie hoede nie. Maar sê ek, wat ter wille van hulle. So, kry maar vir julle iets. En dan het hulle, ek dink nie die jong mense sal weet nie, maar die ouer vrou sal weet, dat hulle partymal mantillas gekry. Ja, dat sal so mantilla, ek sien die ouer daar, skatlik op hulle weet wat ek vraag, dan so 'n dingetjie oor die kop gegooi, so net. En dan as het 'n kerk as dat hulle dit net oorgooi, so mantillatjie, ter wille van die ander. Ter wille van. Met ander woorde, ter wille van, as daai mense gedink het, is verkeerd of sonde om nie hoed te dra nie, dat hulle ter wille van die ander se gewete. Paulus sê, wanneer hy praat oor die afgodsoffers en al die goeders, ons het dan nou 'n teks daaroor. Hy sê, daai vleis kan julle niks maak, julle kan maar eet wat julle wil. Hy sê, maar as iemand vir jou sê, dis 'n afgodsoffer, ter wille van hom se gewete, want hy nou nie gaan struikel en val nie, moet jy nou nie daai vleis doen. Met ander woorde, die Bybel gaan partymal praat met ons, daar is sekere goed wat ons kan doen, en waarop ons geregtig is, en wat nie noodwendig verkeerd is nie. Maar ons doen dit nie ter wille van ander. Maar nou kom ek by een van die grootste ter wille van tekste in die Bybel. Wanneer Jesaja kyk na Jesus, en hy sien die Messias wat gaan kom, en hy dink so aan die wonder van hom, dan kyk hy daar in Jesaja 53, vers 5. Hy sê, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede was hy verbrysel.
Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jesus se dood was ter wille van ons. Wanneer ouers sê ter wille van die kinders of ter wille van vrede of so iets, dan sê hulle, ek is bereid om 'n offer te bring, sodat ander voordeel uit my kan trek. Dis wat hierdie sinnetjie sê. En nou sê God, hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons geregtighede is hy verbrysel. Hierdie woorde kry dan in die Bybel 'n baie dieper betekenis as wat ons menslik sal gebruik. Dit is nie net 'n rede vir bestaan nie, maar dit is die hart van God as ons hemelse Vader wat geopenbaar word, waarvan ons nou net hierdie pragtige gedig gehoor het. Dis wanneer God sê, ek is wie ek is, ek kan die natuur beheer, ek kan op die water loop, ek kan al hierdie goed doen, maar ter wille van julle is ek bereid om die prys te betaal. Die evangelie self kom met hierdie opsommende woorde wanneer hy sê, Jesus het alles gedoen ter wille van ons. Nie ter wille van homself nie. Die gedig wat ons gehoor het sê, hy kon miljoene engele geroep het, maar hy het nie. Hy het die pad van vernedering, van dood geloop ter wille van ons. Daar was die Messias was beloof. Ons is die jaar van belofte, ons dink aan die wonderbelofte van God wat sê, Jesus gaan kom, die Messias gaan kom ter wille van die mensdom, maar dan sluit hy in, dan sê, die Messias wat gaan kom, hierdie wonderseun van God, hierdie een wat uit 'n maagd gebore gaan word, hy gaan 'n prys betaal ter wille van die mensdom. Daarom kyk ons na 2 Korintiërs 5, vers 21. Hy sê, want hy wat geen sonde geken het nie, is sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God. Hy wat geen sonde geken het nie, het God sonde gemaak ter wille van ons. Golgotha was nie ter wille van Jesus nie. Hy sê hy was sonde gemaak. Die sonde wat ons in was, het hy op Golgotha gevat, ter wille van ons. Dit beteken hy neem ons plek, hy dra ons skuld. Hy was hy word wat ons was. En luister, ek wil dit mooi stel. Jesus op die kruis word wat ons was, die sondaars, sodat ons kan word wat hy is, kinders van God. Ek wil dit weer sê. Op die kruis word Jesus wat ons was. Ons is nou nie meer sondaars nie. En ons word wat hy is. Hy word genoem die seun van God. En wat sê die Bybel as ons hom aangeneem het? Wat gee hy aan ons? Mag om kinders van God te wees. Ter wille van ons sterf hy, sodat hy word wat ons was, sodat ons kan word wat hy is. Met ander woorde, dit praat van plaatsvervangende liefde. Wanneer ouers sê, ek sal dit doen ter wille van my kinders, dan verplaas die ouer homself in die kind se posisie. En hy sê, die kind moet uit my voordeel trek. En nou praat hy van die dood van Jesus. In Romeine 5 was so treffend, wanneer hy praat oor, hy vul ons met sy liefde, en so en dan Romeine 5 vers 7 en 8 sê hy die treffende woorde. Hy sê, want nouweliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Hy sê, God wys sy liefde vir ons, dat Jesus vir ons gesterf het, ter wille van ons, in ons plek, sodat ons kan lewe. Jesus Christus het vir ons gesterf, toe ons nog sondaars was, sê die gedeelte. Dit is so treffend. Nie toe ons reg was nie, nie toe ons goed was nie, maar toe ons nog verlore was. En ons het pas die Paasfees gevier, waar ons gedink het aan die kruisiging en die opstanding. Maar dit is verhoor belangrik dat ons net weer dit in herinnering roep, want hierdie tyd word gepraat van die opstandingstyd, daar was die vorige tyd voor die kruis,
het ons gepraat van die lydingstyd, die uniekheid van die intog na Jerusalem toe, dan die verraad, waarvan ons vanmôre gehoor het, dan die kruisiging. En hierdie tyd, die opstanding, die opgewondenheid wat gekom het, en so, dit was alles ter wille van ons, sodat ons kan word heerlikheid van God. Ter wille van ons beteken dan onverdiende genade. Dit beteken, en ek wil hê elke kind, elke groot mens moet hoor, dit beteken onvoorwaardelike Vader en goddelike liefde vir ons. Ter wille van ons beteken volledige en totale oorgawe vanaf God se kant. Nou, partymal maak kinders mos droog en vang die vreeslikste goed aan. En dan moet die ouers inspring, want onthou nou is die familienaam op die spel, die skoolhoof sal die ouers roep, want jou kind het dit gedoen. Of die polisie sal arriveer en sê, meneer, jou kind was verantwoordelik vir dit en dit en dit, ek moet jou nou arresteer. Jy weet, daar's partymal situasies waar die pa en die ma die hou moet vat en moet regstel wat die kinders aangevang het. Nou ja, nou kom die Here daar in Jesegiel 36. Nou Israel het verskriklike goed aangejaag. Hulle het droog gemaak en hulle was in ballingskap en die Here het gesukkel met hierdie klomp joetjies. Kyk, partymal het hulle die vreeslikste goed aangevang. En hulle het God se naam deur die modder gesleep. Want hulle was bekend as die volk van God. En dan, wanneer die psalmdigter sê, ons gaan, jy weet, hy sê ons ter wille van sy naam. Dan kom hy in Jesegiel 36, vers 22, sê die Here, hy sê daarom, sê vir die huis van Israel, so spreek die Here, ek doen dit nie om julle omwil nie, o huis van Israel, maar ter wille van my heilige naam, wat julle ontheilig het onder die nasies waar julle ingekom het. Hy sê, die Vader kyk na Israel, en dan geef hulle groot genade, en hy bring hulle terug, en dan dink jy, ons is mos die volk van God, ons is wonderlik al sterk, en sê die Here, hier gaan dit nie net ter wille van julle nie, hier gaan dit ook oor my naam. En ter wille van my naam. En as ek gaan nou vir julle by daai gedeelte lees, jy het nou nie daar op die skrif nie. Maar hy sê vers 24, en ek sal julle uit die nasies gaan haal, en julle uit al die lande bymekaar laat kom, en ek sal julle in julle land bring, dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word, en al julle onreinhede van julle drekgode sal ek julle van reinig. Die Here sê, hy sê, Israel, julle was 'n ballingskap, julle het so droog gemaak, julle het 'n klomp drekgode gevolg, en terwyl dat julle al hierdie nonsens aangejaag, was julle bekend as die volk van God. Hy sê, ek gaan julle nou haal. Dis soos 'n pa wat nou na die maatjies huis toe ry en sê, waar's my dogter? Ek het goeders gehoor, sy moet nou kom. Ja, maar pa maak my nou skaam, nee, kom. Terwille van ons naam moet ons nou hierdie klop goed wat julle nou laasdag aangejaag het, gaan regmaak. Dis wat hy vir Israel sê. Israel, ek gaan julle by al die mense haal waar julle is. En ek gaan julle terugbring. En ek gaan julle rein maak en ek gaan julle skoon maak. En dit praat so 'n bietjie van hoe sukkel God partymal met ons. As ons nie luister, ons weet wat sy regte pad. Ons weet hoe is die regte pad. Hy sê, daarom sê vir die huis van Israel, so spreek die Here, ek doen dit nie om julle ontwil nie, maar ter wille van my heilige naam. Daar's partymal nodig dat die Vader ter wille van die voorkoms van wie ons is en sy naam, ons is kinders van God, ons is kerk van God, ons is liggaam van God, ons is bruid van God, ons is die uitverkoordes, die ekklesia, sê die oorspronklike taal. Ekklesia beteken uitgekiesdes, geheiligdes van God. Is dit hoe geheiligdes maak? Is dit wat hulle dan sê die, hoor ek gaan julle so 'n bietjie stop, partymal word ons
dodelik verstop in ons spore. Partymal met ons vassteek en sê, ek het nou droog gemaak, die Here kan nie vergewe, dan sê die Here, terwille van my naam sal ek jou reinig. Dis wat hy vir Israel sê, terwille van my naam, want partymal, as die Here na ons kyk hy nie net na ons as kinders nie, maar kyk na ons watter beeld ons dra. En die beeld wat ons dra, dis kinders van die Here, dis die kerk van die Here. En dan terwille van sy naam, van sy kerk, van sy bruid, van sy liggaam, sal God ons partymal verdra en skoonmaak en reghel. Ek doen dit terwille van my heilige naam. God se optrede is nie afhanklik van ons prestasie, maar van sy karakter wat heilig en skoon en rein is. Dit beteken God red omdat hy getrou is. Dit beteken God herstel omdat hy heilig is. Dit beteken God hou aan omdat hy liefde is. Jy weet, ek het al gehoor, ouers sê, my kind het so droog gemaak, ek kan hom nie meer as my kind sien. Ek onterf hom, hy moet nie meer my naam gebruik nie, hy word uit die huis uit geskop, hy het so droog gemaak. Maar dis nie wat die Here sê. Dis nie wat die Here sê nie. God hou aan, omdat hy liefde is. God sal ons weer vat, soos hy Israel gevat het. En ons van ons dekgode reinig en ons skoonmaak, sodat ons gered kan word. Ons hoop lê nie in onsself en ons vermoë nie, of in ons kerkstrukture nie. Ons hoop lê net suiwer op hom. Daarom moet ons weet om partymal terwille van hom te leef. Want ons moet terwille van hom leef, hy terwille van ons geleef en gesterwe. Moet ons weet, dit kos soms 'n prys. In 1 Petrus 2 vers 19 en 20 sê hy die woorde, want dit is genade as iemand terwille van die gewete voor God leed verdra, deur onregverdig te leef. Maar hy het hom net daarin. Dis genade as jy terwille van jou gewete leed verdra. Partymal word jy geskel, partymal weet jy, man, hierdie ou wat my nou sleg sê, kan ek hanteer. So dat een keer 'n prediker was sê, 'n groot man, en terwyl hy so opgewonde praat oor hoe hom gedreig het, hy sê dat ek het geweet ek kan uitgaan en hom reghelp. Hy sê maar terwille van die Here. Hy sê want dit is genade as iemand terwille van die gewete van God. Hierdie prediker, ek moet julle sy boodskap laat kry, hy het tot daar in die 90 jare, begin 90's gepreek, op Maranatha Park. Hy sê ek het geweet ek kan hom regsien, maar as hy die ou sien, dit is oor die 6 voet, 'n groot, reus van 'n man. Hy sê maar terwille van my gewete, dat ek reg moet leef voor God, verdra ek die leed wat my aangedoen is. En dan gaan hy sê want watter roem is daar as julle verdra, wanneer julle sonde doen en geslaan word. Maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly, dis genade by God. Die Here wil ons help dat ons kan verstaan wanneer ons nie terwille van onsself en ons eie vermoëns en ons eie krag moet iets hanteer nie, maar wanneer ons ly terwille van sy naam. Die Here Jesus het beloof, hy sê, julle sal terwille van my naam gehaat word. Julle sal terwille van my naam moet ly. En so nou kom hy in hierdie teksgedeelte. Hy sê, dis belangrik dat ons verstaan, partymal moet ons terwille van ons gewete ly vir sy genade. Hy sê, dit is genade as iemand terwille van God swaar kry. God se seën is grootliks daarop. Die werklikheid is, om reg te doen, kos soms iets. Die werklikheid is, om terwille van God te leef, vra opoffering. En baie maal bring dit ongemak. Jy is 'n kind van die Here, weet jou intellektuele vermoë dalk meer as jy wat sulke nonsens praat nou. Jy weet jy is dalk beter of wat ook al. Ja, nou net nie doen, jare terug het ons openligdienste gehou. Ek praat met ons, ek jong man was. En daar het 'n ou kort tot bekering gekom. Nou net so 'n stukkie humor, net so by terwille van. En hy het so kort tot bekering gekom.
Nou staan hy daar op die openligdiens. En al die mates wat saam met hom in die kroeg gesit het, getuig hy nou vir hulle. En hy vertel vir hulle van Jesus, nou praat hy hulle nou aan, want hulle staan aan die ander kant die pad, en die een loop so oor die pad. Hy kom staan nie voor hom waar hy nou met die mic in sy hand het, en hy gee hom 'n klap. Hy sê, ek wil kyk of jy die Bybel ken, hy klap hom. Hy sê, o ja, die Bybel sê, draai die ander wang. En die ou klap hom weer. En die volgende oomblik te rol hy die ou om en hy lê op die grond. En hy piet die ou. Hy sê vir hom, hoe kan jy dit aan my doen? Jy moet mos die ander wang draai. Hy sê, ja, maar daai teks is dan klaar. Dan sê die skrif, doen wat jou hande vind om te doen. Nou ja, terwille van die Here moet jy dit nie doen wat hy op die aand gedoen het op die oopligdiens nie. Dit was chaos geweest. Want nou, toe kom die ou mens te weer na vore, jy weet. Toe gebruik hy die Bybel om verskoning. Nou ek het al baie gekry, het ek nou met alkoholiste gewerk en dan sê hulle, ja, maar pastoor, jy weet, die Here het ook vir Paulus gesê, om aan Timotheus te skryf, gebruik so 'n bietjie wyn vir jou ongestelde maag. Ja, eendag het ek toch vir julle daai verklaring is. Hy sê as die Here het op water of wyn verander, maar ek sê julle daar gaan ek volgende week daaroor praat. Wat was daai ene? Maar ons sal sien, die punt wat ek wil maak is dat jy moenie jou sonde probeer toemaak met die woord nie. Terwille van jou rein gewete, sê die skrif wat ons gesê, moet jy bereid wees om te ly en af te lê en neer te lê. Daar is voorbeelde van hoe dit soms 'n prys kos. Om terwille van die Here in jou gewete, moet jy soms vergewe. Dan sê die ouens vir my, ek kan vergewe, maar ek sal nie vergewe nie. Eintlik wat jy sê is, ek stel net jou oordeel en jou moeilikheid uit. Watch my. Vergewe beteken, as jy vergewe, dan is dit 'n verklaring, ek sal my beste doen om dit te vergewe. Want die Here sê, as hy ons vergewe, hy dink nooit weer daaroor nie. En hy vat hy sonde, hy werp in die diepste van die see. Nooit weer nie. Terwille van ons is hy bereid om sy eie gedagtes skoon te maak. Let dit moet insink. Terwille van ons is God bereid om sy gedagte oor ons foute skoon te maak. En nie weer daaroor te dink nie. Dis vergewe. Om te vergewe is partymal swaar. Maar die oomblik as jy die ou sien daar, wat doen jy? Jy onthou dadelik. En as jy onthou dan, so belangrik om te weet, dit vat soms 'n prys, om doelbewus jou gedagtes skoon te maak, oor gister en eergister. Ja, maar pastoor, jy verstaan nie. Dis wat mense altyd vir my sê, jy verstaan nie. Jy het nie my skoonma nie. Ek sal nie verstaan as jy 'n moeilike skoonma het nie, want ek het 'n engel vir 'n skoonma gehad. Sy was awesome. Ek het 'n wonderlike skoonma gehad. En sy was my gebedspaar, sy het altyd vir my gebid. Dit was altyd so kosbaar. As die ou sê, hulle verstaan nie, as sê ek, man, die skoonma's is so wonderlik. Ek het so wonderlike skoonma gehad. Maar om te vergewe, beteken om doelbewus te besluit, om jou gedagtes skoon te maak, oor gister en eergister. Daar is soms voorbeelde wat, om getrou te bly, terwille van 'n belofte. As iemand 'n belofte gebreek het, dan dink jy, maar nou kan ek my belofte ook. Nee. Partymal moet jy getrou bly terwille van 'n belofte. Om getrou te bly terwille van jou woord. Want die Bybel sê, 'n kind van die Here sê ja, en sy nee. Terwille van dat jy geken word as iemand wie se woord reg is. Ek kom in 'n nuwe gemeente wat jare terug in my Swartby gemeente gestig, en ek was toe nou jong pastoor, ek is daar. En nou hou die gemeente 'n bietjie fondsinsameling, en die dag vra hulle nou, wie sal dit gee, julle weet mos, altyd sê bouprojek het of wat ook al maak, ouens in die gemeente belofte by Swartby bel my.
Hy sê so en so nog in daai gemeente. Ek sê, ja, hy was Sondag daar toe ons 'n spesiale offerande opgeneem. Hy sê, het hy weer soveel geld beloof? Ek sê, ja. Hy sê, moenie worry, jy sal dit nie sien nie. Daai ou se naam was, hy sal nie openbaar sê, ek sal soveel gee. Maar hy het dit nooit gegee nie. Sy naam het geloop, dat hy nie sy woord hou nie. Dit was betreffend, ek was opgewonde. Groot deel van ons skuld gaan betaal word. Die ander ouens die gemeente, gaan nou nie iets gee nie, want hierdie ou gaan ons nou daai groot klomp geld gee. Toe sê my swaar, julle gaan niks sien en ons het niks gesien. Want die ou se woord was nie sy ja, en sy nee, sy. Nou die Bybel sê, as jy ter wille van jou self 'n belofte gemaak het, dan moet ander weet, jy sal dit doen. Toe ek gaan trou die dag, ek is aankom aan die poort en my visievoorsitter of Wesselvansdorp roep my. Hy sê, pastoor, jy gaan nou trou. Maar dan gaan daar kindertjies kom. En beloof my vandag, jy sal nooit vir hulle lieg nie. Ek sê nou maar, hoekom sê hy vir my so, hoekom sal ek ooit? Hy sê, man, hier aan die kant is 'n vrou. Sy sê, altyd roep sy haar kinders en skree sy vir, ek gaan die velle van julle rug aftrek. Arme oukie loop, dan dink hy, so bebloede ruggie, wat sy sê. En dan kom hy agter, maar sy ma nie vol. As julle dit weer doen, gaan ek julle doodslaan. Maar dit gebeur. En ek het probeer my woord hou. As ek nou dorp toe gaan en my kind sê vir my, sal pa vir ons sweets koop? En ek sê, ja. Dan spring hy rond en vra die boetie vir hom, hoekom is jy so bly? Hy sê, pa, bring vir ons sweets. As hy dorp toe gaan. Ek sou as ek vergeet het, net daar omgedraai te weer gedaan, terwille van my woord van my kind. Want hy moes geweet het, as ek op 'n sweet beloof het, van hom kry maar as ek op 'n pak beloof het ook. Hy moes geweet het. As jy moet reg doen, dan sien jy nie of ander dit doen nie, jy doen dit terwille van jouself. Ons lewe nou terwille van Jesus en die woord van die Here. 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15 sê hierdie woorde. Want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat hulle gesterf en opgewek is. Die woord van die Here sê vir ons hierso, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar ter wille van hom wat gesterf het. Die Bybel sê dit nie vir ons. Ons moet ter wille van Jesus leef. Ek dink nou net aan 'n teksvers. Ek het nog nie daarvoor gegee nie, maar miskien kan ek hom vinnig kry. Romeine 4 vers 25. Ek wil dit gou vinnig opsoek. Dit gaan oor terwille van Jesus. Hy het vir ons gesterf en ons moet terwille van hom lewe. Wat hy sê wat oorgelewer is terwille van ons misdade en opgewek is terwille van ons regverdigmaking. Jesus was oorgelewer terwille van ons misdade en hy is opgewek terwille van ons regverdigmaking voor God die Vader. En daarom moet ons dan besluit, ons sal terwille van hom lewe. Dis wat hierdie teksgedeelte sê. Hy wat dag lewe moet besef dat hy nie moet sê, wat kan ek in die godsdienst kry nie, maar vir wie kan ek leef, omdat ek kind van die Here is. Wat beteken dit prakties? Dit beteken, ek leef nie meer vir my gemak nie. Ek leef nie meer vir my planne nie. Maar ek leef terwille van Jesus. Die oukies wat daai baadjie dra, wat sal Jesus doen, hè? Dis terwille van hom. Dan terwille van ander. Ek gaan nou nie, daar is so baie skrifte wat ons kan haal, maar ek wil net Filippense 2 vers 3 en 4 van u lees. Filippense 2 vers 3 en 4, hy sê, moenie iets doen uit selfsug of uit uitle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belang omsien,
maar elkeen na ander sinne. Dit is wat hy so sê, wanneer jy in die samelewing is, moet jy sê, ek dien ter wille van ander, ek gee ter wille van ander, ek dra ter wille van ander, ek weerhou myself. Ter wille van ander se gewete kom die woord van die Here na ons toe. Dit is so belangrik, dat ons moet sê, besef, daar is partymal goed wat jy kan doen. Dit gaan jou nie pla nie. Dit gaan jou nie ontstel nie, dit gaan jou nie in sonde laat val nie. Maar partymal moet jy ter wille van ander. So ek net al gesê het oor jou hoedjie. Ek het so geglimlag partymal van hy jong assistent pastoor is het vir ons. Dan gaan kry hy by hulle maas en kas 'n hoedjie, jy weet. Dat ter wille van die ouderlinge gemeente, dat dan nou nie ongemaklik voel en krities voel en dink maar, hulle Sondag hierdie jong vrou, Sondag nou sy wil ons pastoorsvrou wees, dan sê ek, ag man, dis nie jou dingetjie op ter wille van. Partymal is daar iets wat, daai hoed gaan jou nie red nie, gaan niks vir jou doen nie. Al ons dierbare susters wat vanmôre hier in die kerk is, wat die ewige lewe as 'n erfenis van die Here, het die ene hoed op, en ek kan vir julle waarborg, as jy kind van die Here is, gaan jy hemel toe. Daai hoed gaan jou niks doen, want dit het te doen met die kultuur van daardie tyd en so. Maar ter wille van ander, het ons partymal iets gedoen, en partymal kan jy wegkom met iets wat jy doen, want dit sal jou nie sonde laat val nie, sal jou nie 'n verkeerde, maar ter wille van ander, en ter wille van die kultuur, moet jy partymal sê, sal ek myself verneder, ter wille van dat iemand nie oor my sal struikel nie. In 1 Korintiërs 8 vers 12 en 13 sê hy die woorde, maar deur so teen die broeders te sondig is hulle gewete wat swak is, seer te maak, sondig julle teen Christus. Met ander woorde, hy sê as jy iets gaan doen, as jy sê, man, dit pla my nie, ek sal dit doen wat ek wil. En ander mense struikel daaroor. Hy sê, as jy dan so optree, hy sê, maar deur so teen die broeders se sondig, en hulle gewete wat swak is seer te maak, sondig julle teen Christus. Wow. Dis nie nou iets wat jy verkeerd doen nie, maar omdat 'n kind van die Here daaroor struikel. Daarom as voedsel my broeder laat struikel, sal ek in die ewigheid nie vleis eet nie, om my broeder nie te laat struikel nie. Paulus kom hier en hy praat van die offers aan die afgode. Hy sê, as ek nou 'n stukkie vleis daar by my buurman gekry het, hulle het nou 'n bil geslag vir die afgod wat hulle gaan offer het, daai vleis pla my nie, en as dit vir sy afgod is, pla dit my nie, want daai afgod se dooie ding, maar as 'n ander kindjie van die Here kom, en sê, dis 'n afgodsoffer daai wat op jou tafel is, hy sê, sal ek dit wegvat, ter wille van my broer, en daai stuk vleis sal ek in ewigheid nie eet. Dis wat hy so sê. Hy praat oor die afgodsoffers van die dag. Hy sê, hy sal ter wille van, daai vleis kan 'n Paulus niks plaas, maar 'n ander ene wat uit daai afgodsdiens uitkom, gaan struikel en gaan val, en dan sê hy, dan gaan ek dit nie doen nie. As jou broer of suster struikel, omdat hulle swak is, moet dit dan nie doen nie. Dis hoe Jesus geleef het, dis hoe sy kerk dan moet leef vandag. Hier is dan 'n sterk geestelike waarheid. Hier is die evangelielyn. Jesus leef ter wille van ons, en ons leef ter wille van hom, en dan leef ons ook soos Jesus, ter wille van ander. En soms vra dit 'n prys. Dink maar so 'n bietjie aan 'n kers, né? Ek wou nou vanmôre 'n kersie gehad het wat brand, maar julle sal sy vlammetjie in elk geval nie kan sien nie. Maar daai kersie wat brand ter wille van jou, om lig in die donker te bring, dit kos hom iets. Hoe langer hy ter wille van jou brand, hoe kleiner word hy, hoe minder word hy, hoe swaarder is dit vir hom, want sy einde is in sig. En dis partymal belangrik om te verstaan, dat as Jesus vir my gesterf het, dat ek leef vir hom, en soos hy geleef het vir ander, toe ek hom dien, leef ek nou ook vir ander, moet ek soos daai ou kersie wees en sê, Here, al kos dit my enigiets, sal ek leef ter wille van wat die woord vir my sê. Die wêreld sê, leef vir jouself, maar die evangelie sê, leef ter wille van. Die vraag is dan vanmôre, ter wille van wie leef jy? Waar moet ek begin in hierdie ter wille van leef? Is ek bereid om iets te gee soos Jesus gegee het? Ek dink as ek bid, wil ek dalk hierdie gebed bid, Here, dankie dat U alles gedoen het ter wille van ons. Leer ons om nie meer vir onsself te leef nie, maar ter wille van U, ter wille van ander.
maak ons lewens 'n weerspieëling van U liefde. Ek wil vir Matteus 19 lees. Ek het hom nou nie vir jou gegee nie, maar ek het hom hier daar gevolg op my selfoon het ek hom gekry. Matteus 19 vers 29 praat Jesus. En elkeen wat hy sy broeders of susters of vaders of moeders of kinders of grond ter wille van my naam verlaat het, sal 100-maal soveel ontvang en die ewige lewe beerwe. Jesus sê, hier is 'n belofte. Hy sê nie net jy moet ter wille van sy naam 'n prys betaal nie. Hy sê as jy dit gedoen het ter wille van God skuld jou niks nie, hy gaan jou seën. Ek lees vir die boodskapvertaling. Maar ek het ook goeie nuus vir al die ander mense wat baie dinge moes opoffer om my volgelinge te word. Party moes 'n huis of 'n familielid of 'n goeie werk prys gee. Hulle sal 100-maal daarvoor vergoed word. Sommer nou al. Hulle sal elke dag God se goedheid ervaar en hulle sal definitief ook 'n plek in my Vader se nuwe wêreld kry. Dit is wonderlik. Die Here Jesus sê, as jy bereid is om ter wille van hom te lei en te leef en verander te doen ter wille van hom, sy gaan hy jou oorvloedig seën. Kom ons buig ons hoofde na hom. Here, ons weet, U is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is U verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op U. En deur U wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons dank U dat U na ons gekyk het en gesê het, ek wil hulle red. Ek sal hulle sonde op my neem en sonde word, sodat hulle geregverdig en reg kan word met God Almagtig. En al het hulle gefaal soos Israel gefaal het, sal ek hulle terugbring ter wille van my belofte aan hulle, dat ek vir hulle die ewige lewe het. Ek sal hulle weer skoonmaak. Dankie Here dat U geduld met ons het. Dankie dat U ons weer terugneem, al fouteer ons, sal maak ons droog soos Israel. U tel ons weer op. U vat ons terug in die huis. U soos daar die Vader wie sy verlore seun teruggekom het, en U verwelkom hom met oop arms. Vanmôre dank ons U Here dat ons kan terugkom en sê, Here, ons het gefouteer. Ons wil selfregverdigend leef. Ons wil dit wat ons verkeerd doen regverdig om te sê, ek sal hulle wys. Here, maar help ons om ter wille van U naam te lei. En U sê, as ons ter wille van U naam gelei het, sal U ons beloon. En U sal ons oorvloedig seën. Ek dank U dan vir die kosbare woord. Ek bid dat U elkeen koesterend sal toevou om as U uitgaan te sê, ek wil so leef dat die Here trots sal wees op my. Ek wil so leef dat hy sien, ek wil ter wille van sy naam leef. Ek wil so leef dat ander nie gaan struikel oor wat ek doen nie. Ek wil so leef dat God sal sê, omdat hy ter wille van my naam dit gelei het, sal ek hom seën in oorvloed. Dankie vir die kosbare woord in Jesus naam.